Die krulletjies en draadjies in Kobus van Wyk se lewe het hy toe later gebruik as testament vir die Here. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en in vandag se episode gesels ek met die einste Kobus van Wyk wat nou al die afgelope 2 dekades met 'n koel in sy kop lewe. Maar vereers gesels ek en Ogie Greg oor die nuus in Môre se Republikein. Bly ingeskakel, ons is nou weer terug. Aitsa is 'n eg Namibiese inisiatief. Ons reis op die hartklop van Afrika en vertel stories van mense en hulle dorpe op verskeie platforms insluitende televisie en sosiale media. Dit is joune, syne, julle en ook almal van hulle aan die ander kant van ons grense sinne en dit maak Aitsa 'n lekker ding. Kyk Aitsa maande om 18:30 op NTV, 102.com as ook op Netwerk Media Hub en NTV Afrikaans se YouTube kanale. Volg ons op Facebook of besoek ons webwerf by aitsafrika.com. Ogie Greg saam met my in die Kletskompas ateljee. Ogie, hoe gaan dit? Goed, dankie Irene. Hoe gaan dit self? Dit gaan goed, dit gaan goed. So in Môre se Republikein die Reebot brandweer. Is dit Nee, wat ek nou reg? Chumep, skus. Chumep brandweer wat nie 'n assistent brandweerman weer gaan aanstel nie. Dis eintlik die munisipaliteit wat hom afgedank het en toe is daar verhoor met die arbeidskommissaris se wat is die titel vir die beampte wat nou jou saak moet hoor, die arbeidsbeampte kan ek maar sê. In elk geval die bevinding was dat die werknemer verkeerdelik afgedank is. Hy moet sy werk terugkry en hy moet bietjie meer as R100,000 uitbetaal word vir verlies van inkomste. Maar Chumep se munisipaliteit weier om hom terug te vat. En hulle het nou weer appel geregistreer. So daar is nou weer 'n hofproses wat voortgaan. En intussen word die waarde van daai R100,000 minder en minder en minder. Soos wat die inflasie groei, hè? Daar is dit. Ek dink daar is 'n paar belangrike kante vir hierdie storie. Die een kant, die munisipaliteit sê dat die verhoor het verkeerdelik voortgegaan sonder hul teenwoordigheid, maar die verhoorbeampte sê dat hulle 'n maand voor die tyd in kennis gestel is van die datums en die dag van die verhoor, toe was hulle onbeskikbaar. Daar was probeer bel, maar niemand het geantwoord nie. Toe gaan sy maar voort met die geskeduleerde verhoor. So ek dink 'n mens moet by jou afsprake bly. Jy moet daar opdaag waar jy sê jy sal en as jy nie kan nie, dan moet jy die mense laat weet. Jy kan nie net besluit oor jy ook ander pligte het. Jy daag nou net nie op nie, daar is gevolge. Dit is wat volgens die berig gebeur het en gelei het tot die vinding in guns van die werknemer. Tweedens, ek dink dit dui net weer die belang van lidmaatskap by 'n vakbond. Hier in Namibië het ons 'n 3-partytelsel. Daai stelsel is die regering, die werkgewer en die vakbond. Soos jy sal oplet, die individuele werknemer is nie aan tafel nie. So as jy nie behoort aan 'n vakbond nie, dan kan jy maar skree tot jy blou raak, niemand sal hoor nie. In hierdie geval was dit die vakbond wat aangedring het dat daar arbeidsgeskil proses moet plaasvind en dit het dan gelei tot die verhoor. Derdens, selfs met alle beskerming wat jy as werknemer kan kry, ons is nog altyd almal kwesbaar. Ons werk vir iemand, of dit nou 'n persoon of instansie is, en as daai persoon jou nie daar soek nie, is dit bitter moeilik dat jy sal bly. 10 teen 1 sal jy moet jou sak vat en gaan, al is daar 'n hofgeskil proses wat aan die gang is, daai proses kan nog jare duur. Een ding wat die storie nie mooi uitdruk nie, is hoekom die assistent brandweerman in die eerste plek afgedank is.
So ons het nou nie daai besonderhede nie. Dit is nogals moeilik om iemand af te dank in Namibië, moet ek sê. Ja en nee, dit hang nou af. As jy vir die staat werk, is dit bietjie moeiliker. Ek dink in privaat besigheid is dit aansienlik makliker, veral as daar nie 'n vakbond betrokke is nie. En ek dink oor die algemeen, omdat die werkloosheid so hoog is in Namibië, is alle werknemers maar tot 'n mate kwesbaar. Ja. Okay, toe, dan wil ek ook by jou hoor, jy weet jy's 'n lid van ons vakbond. En jy sê nou ons het hierdie 3-party stelsel, jy weet. Watter rol speel die werker daar? Want jy sê al wanneer die vakbond wegval, val die werker se verteenwoordiging weg. Kan hy homself nie verteenwoordig nie? Baie werkgewers, ondernemings het 'n interne proses. En as werknemer kan jy jouself verteenwoordig in daai interne proses. Soms kan jy selfs 'n medewerknemer ook kry om jou te verteenwoordig in daai interne proses. Maar as ons kyk na die uitslaa van daai proses, is dit ver en meer die meerderheid in guns, die finale besluit is amper altyd in guns van wat die maatskappy wil hê. Omdat onthou daar word 'n arbeidsbeoordelaar aangestel. Daai persoon en die maatskappy vir wie hulle werk word betaal deur daai onderneming. So Nobody bites the hand that feeds them. ja, oor die algemeen. Ek sal nie sê dit is onmoontlik dat jy 'n regverdige verhoor kan kry nie, maar dit is seldsaam. En as jy ongelukkig is, dan moet jy maar weer teruggaan na die arbeidskommissaris, die regering se ministerie, dit wat die ministerie vir ons voorsien. Daai proses is ook nie maklik nie. Dit is ingewikkeld en alhoewel daar nou nie so erg kostes betrokke is, dit is 'n langdurige proses. En oor die algemeen, as jy nie 'n vakbond het wat vir jou instaan nie, is dit baie moeilik om selfs daar as individu regverdigheid te kry. Ons hele stelsel is net nie so opgestel om die individuele werknemer baie goed te kan beskerm nie. Ja. Jy moet maar, miskien as jy in die aand ook studeer vir 'n prokureur, sal jy jouself kan teenwoordig. Maar oor die algemeen, nee, ons stelsel, jy moet aan 'n vakbond behoort. Behoort aan 'n vakbond. Dit is prakties wat vir jou kan help. Dit is dan ons boodskap vir die dag, behoort aan 'n vakbond. Dankie dat jy by ons was, Oukie. Ons gaan kyk nou hoe maak môre se weer. Ons gaan maak nou 'n draai by die weerkantoor om uit te vind hoe lyk jou dag môre. 'n sonnige dag môre in die hoofstad met 'n minimum van 8 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Ook in die ooste 'n sonnige dag met 'n minimum van 9 grade Celsius en 'n maksimum van 22 op Gobabis en op Eenhana. Ook sonnig met 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 29. 'n sonnige dag ook op Swakopmund langs die kus met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 24. En op die suide op Rehoboth ook steeds 'n sonnige dag met 'n minimum van 7 grade Celsius en 'n maksimum van 22. Kobus van Wyk saam met my in die Kletskompas ateljee. Kobus, hoe gaan dit? Ag, wat baie goed, Irene. Baie dankie vir hierdie geleentheid om hier te kan sit vanmiddag met julle en hopelik die Here verheug. Okay, so kom ons begin by die begin. As jy nou nog nie weet nie. Kobus van Wyk lewe nou al vir meer as 20 jaar. Ja. Met 'n cool iewers hierso. Binne in die middel van my brein. Binne in die middel van my brein. Hoe het dit gebeur?
Ag, Irene, dit is, ek sal nie sê dit is my hele lewe lank, so ek kan maar sê dit is 'n lang storie. Ek sal moet u alles vertel, sodat julle dit sal verstaan. Mag ek, het ek tyd daarvoor? Ja. Ek is gebore in Tsumeb, as 'n seentjie, enigste seun in 'n gesin van 7 kinders. 1 ma en 1 pa. Ons was wel af, sal ek dit so dink, want my pa het besighede gehad en my pa was 'n goeie man tot ek 6 maande oud geword het. Op die ouderdom van 6 maande het my pa, my biologiese pa, my probeer vermoor. Deur my te steek met 'n Oshibambu tradisionele mes, hulle noem dit die onkonda. Hy lyk so 'n spies met 'n stuk houtsteel. Hy het hy mes hier onder my hart ingedruk. 6 maande oue babatjie. Hy het my omgedraai, het my senter in die rug gesteek en dan het hy my regter enkel halfpad afgesny. Net die skok alleen moes my lewe geëindig het. Wel, dis wat die dokters gesê het. Maar God, die Here het my daar kom kry en nie die Here nie, my ma het my daar kom kry, jammer. Verskoon hy. My ma het my daar kom kry en my hospitaal toe gejaag en waar dokters natuurlik gesê het, hy wonde is te diep, hy kind is te klein. Hy mes was te groot, hy sal dit nie maak nie, maar ek sê vandag vir almal, die Here was daar. Hy moes daar was. Ek het 'n jaar lank in die hospitaal gelê en veg met die wonde, Irene. En in die jaar het my ma roemes gehoor dat my pa sy dogters molesteer, haar dogters molesteer by die huis. Sy het my gelos in die hospitaal en vir hulle gaan haal by die huis en met hulle uit Tsumeb uit waar ek gebore is in die noorde, met hulle gevlug, Kombat, Grootfontein, al die dorpe deur, sy het hulle in Rehoboth, van Rehoboth af, verby Windhoek, van Rehoboth af, het sy vir hulle in koshuise begin sit, om hulle weg te bere van my pa af, wat hulle moes nou soek natuurlik. Sy het my susters toe gebere, almal in koshuise ingeskryf en teruggegaan en my gaan haal, na die jare in die hospitaal. Dank die Here, ek het gesurvive. Ek het herleef die wonde en alles wat ek deurgegaan, die skok en trauma. En sy het met my gevlug uit Tsumeb uit, ook dorp vir dorp van my pa het ons gesoek. En op die ouderdom van 8 jaar, toe eindig ons in Windhoek op, in Kommersdal, waar ek by Gamam skool gegaan het, in Kommersdal. My ma, een van my susters, Blom, haar noemnaam, sy is 'n baie pragtige jong vrou, daai tyd gewees, nog steeds pragtig, nie 'n fout maak. Maar sy het toe skool klaar gemaak, teruggekom huis toe, en by my ma kom bly, in Kommersdal, en dan die oudste suster, Edith, ons noem vir haar ousis, sy het in Pionierspark gebly, sy het daai tyd was sy al getroud, maar sy het nog nie kinders gehad nie. Ek het 8 jaar geword daai jaar, en terwyl ek in die skool is, het my pa uitgevind waar my ma bly. En gelukkig, prys die Here, Blom was daai dag daar, haar naam is wel Winja, ons noem haar Blom, omdat sy so pragtig is. En gelukkig was sy daai dag daar gewees, en sy het sien my ma die huis skoon gemaak, terwyl ek, hulle broer, nou in die skool was, graad 3 of graad 4, by Gamams. Het my pa na die huis toe gekom, en terwyl hulle in en uit is by die huis met wasgoed ophang en afval van die lyn af, het hy ingegaan by die huis, en toe hulle terugkom van die wasgoedlyn af, toe maak hy die deur agter hulle toe. En hy dwing hulle daar in 'n slaapkamer in, waarvan hy vir Blom op die vloer neergooi, en my ma op die bed neersit, en vir haar eers in haar linkerknie steek, met die mes, hy het nou mos natuurlik met 'n wapen gekom, steek hy vir haar, sy sit in sy regterarm, steek hy vir haar in haar linkerbeen, en hy vat haar om die nek, en hy trek haar oor sy skoot, en toe hy die mes oplig, om my ma sal dood te steek. Hy was van plan om hulle dood te maak, toe vlieg my suster op, engel van die Here, en sy gryp die mes in die lug. En hy pluk toe natuurlik die mes uit haar hand uit, en met die kruis word sy gesny, en hy stoot haar weer neer. En tot vandag toe sal sy almal vertel dat sy weet nie waarvan aan daai plat engel eien, dis 'n plat eystertjie, wat net daar in die kamer gelê het op die mat. Hier weer eens sê ek, God se engele het dit daar geplaas. Want toe sy die eyster vol, toe gryp sy dit, en sy spring op en sy begin slaan vir hom oor die kop.
En met dit het hy besef dat hierdie meiskind gaan nie net so stil sit dat ek hulle hier doodmaak of wat ook al sy planne was nie. En hy het begin vlug met hy wonde op sy kop. Hy is uit die huis uit weg en my ma en my suster het mos nou natuurlik seker mos nou mediese hulp ingeroep. En ook my oudste suster. Toe hulle my oudste suster bel 30-40 minute na my pa weg is, op die telefoon, vertel Blom vir Ousus, ons noem vir haar Ousus, sy is ons Ousus. Ons het nie noem naampies vir mekaar, hulle noem vir my Ouboet, ek is hulle enigste broer. En Blom sê vir Ousus, pa was nou net hier gewees, hy het vir ma gesteek en het my hand gesny en hy is hier weg, ons weet nie wantoe is hy nie. Edith bly in 'n groot stuk huis in Pionierspark. Haar vensters, as hulle oop staan, kan jy inloop in haar sitkamervensters. Dit staan waawyd oop, sy is alleen by die huis. Haar man is by die hotel waar hy chef by was, Kalahari Sands. Sy sê by telefoon vir Blom, ek sien hom hier in my yard in. Toe is my pa klaar by Edith se huis, by Ousus se huis. En hy loop om, hy soek 'n plek om in te gaan en Edith sê vir Blom, bel die polisie en Blom bel toe die polisie en met die soekery, hy loop verby die vensters wat waawyd oop staan, weer eens het God hom blind gemaak. Hy het nie gesien die vensters staan oop nie. Hy het om die huis geloop 2-3 keer en die polisie het toe gekom met die sirene wat anders en hy het begin vlug. Nou, Pionierspark daai jare het baie anders gelyk, nie soos hy nou lyk. Ek weet hoe lyk hy nou. Hy is toegebou. Daai jare was daar nog riviere naby die huise rond en hy het in een van die riviere ingevlug en polisie het hom agterna gesit en dis waar hy sy pols, sy wat noem jy dit? Gewrigte gaan afgesny het. Al 3 op elke arm. En dis waar hy gevang het. My pa se inhegtenisnaam is, weet ek baie min van. Ek het nooit gehoor dat my pa in die tronk gesit het vir al die dinge wat hy gedoen het. Ek het gehoor hy is, soos daai geval is hy gevang daar in die rivier in. My suster hulle het hom nog laaste gesien, nie laaste nie, maar vir hom gesien toe die polisie hom inbring by die staatshospitaal waar hy moet na gekyk word, sy wonde wat hy nou op homself gedoen het. En dis waar daai storie daar eindig. 'n jaar later, my ma het geweet dat my pa nou weet waar sy bly, soos hy moet trek. Daai jaar het ons in Begonia straat gebly. Toe trek ons net paar strate daarvan af na Anemone straat toe. Waar ons gerus gaan gebly het, want ons weet, my pa weet nie waar ons is hier en hy kan ons hier opsoek hier. Maar die middag sit en speel ek kaarte met die buurman se seun. En Blom, wat nog steeds saam met my ma is, kom uit die huis uit en sy sê vir my, Ouboet, gaan maak vir ma die hek oop. Ons het net so agter geslote deure en hekke gebly, want ons weet nooit wanneer dag my pa op nie. So groot rakjare was vir my 'n nagmerrie gewees. Ek was getroud gewees. Hierheen toe lê ek nog sommige aande en dan skrik ek wakker want my pa staan nie voor my. Ek het so dramatische, ek het 'n verskriklike lewe vir 'n tyd lank gehad voor ek by die Here gekom het. Waar was ons nou? Herinner tog hoe vir my, ek raak nou en dan soos by jou pa. Waar? Alles is verby, hy is in hegtenis geneem en julle toe nou gaan by in Anemonestraat. Ons het getrek. Dit is die volgende jaar daarna toe ek 9 jaar word. Blom het uitgekom, dis reg, en vir my gesê, gaan maak vir maar die hek oop. Kom ek noem het tog net gou vir jou, Irene, hierdie ding, geef my short term, maar hy laat my vergeet, die koel, wat nog steeds af, hy laat my vergeet, ons geheue sit die voor in ons verstand, en dis mos nog skade, dit het skade gelei met die skiet. So ek vergeet baie vinnig goed, so ek vergeet soms waar ek laaste gepraat het, maar as iemand my net herinner, dan val ek weer by. Blom het my kom roep, ek het omgehardloop na die klein hekkie toe waar ek my ma gaan kry het en alreeds het asem uit en ek het vir haar oopgesluit en sy het ingekom en terwyl ons loop na haar slaapkamer toe, loop en skel my ma vir my. Ek weet nou nog nie waaroor het sy my geskel het. Sy moes dalk geweet het, dit is die laaste wat ons sal praat of kontak het met mekaar.
En sy het by haar slaapkamer ingegaan en ek het in haar kamer deur gaan staan, my maat op haar bed gaan sit, haar blouse oopgemaak voor die fan, begin gloeder moontlik gekry en daar in my aangesig, terwyl ek my ma staan en kyk, sterf sy in 'n hartaanval. Ja, kry 'n knop in my keel as ek dit noem en dis nou al soveel jaar later. Dit het vir my natuurlik 'n severe depression nagelaat. Depressie. Ek het van daai ouderdom van 9 af, my pa het nog 2 keer na my ma gaan trou. Hy het aangegaan met sy lewe asof sy nooit bestaan het en sy was die enigste mens wat in my lewe bestaan het uit het, want sy het my gevat en my 'n lewe gegee. Behalwe my susters, die Here het geweet van hulle wat hy moes van my gegee het of nagelaat het, want hulle het my groot gemaak, nee. Van daai ouderdom van 9 af het ek elke jaar, want hulle is almal ouer as ek. Elke jaar het ek elke tweede jaar by Annie gaan gebly met my skoolloopbaan en toe ek ook ouer word, maar in daai tyd en was die tyd wat ek so in depressie gelei het. Ek wil net hê julle moet verstaan wat het die depressie vir my ingesteek in. Net voordat jy gaan, as iemand wil betrokke raak by MyWAM, as hulle wil skenk, as hulle wil sendelinge word, as hulle wil help met julle mission in 'n manier, hoe raak hulle betrokke? Ag, dit sal nou baie eenvoudig wees om net vir my te kontak. Daar's 2 skole wat nou aan die gang is by YWAM. Dis die Disipelskap kursusskool. 6 maande kursus, uitstekend. Dit kan jou hele lewe verander. Dis vir enige ouderdom vanaf 10 tot 100 wat kan in hy klaskamer kom sit, waar jy 7 topics, 7 weke lank, word jy elke week 'n ander spreker wat die Here op die leiers se harte lê, wie moet in hy klas kom praat, is so the Father Heart of God, how to hear God's voice, relationships, as 12 verskillende topics en daai soort, hoe jy God leer ken. En na daai 12 weke, intense lecture phase, gaan jy op uitreiking, ook wat die Here vir julle sê, want toe julle moet gaan, want by YWAM is ons motto, to know God and to make God known. En dit kom uit Matteus 28 vers 17 en 18 uit, waar hy sê, gaan in die nasies in en maak disippels van die nasies. En dis wat ons by YWAM doen, dis wat sendelinge doen. Ons verkondig God se woord. So ek is jammer, ek het vandag so baie oor die Here op klets gepraat. Nee man, dis wat vir Klets Kompas is. Halleluja. Dat mense kan praat oor wat hulle raak. So, as ek weet nie of dit moontlik is dat jy kan my selfoonnommer op hierdie, ek sal dit baie waardeer en enigiemand kan dan vir my bel oor enigiets. Soos ek sê, DTS, Disipelskap kursusskool, dis waarvoor DTS staan, dan is daar die ABC wat nou staan wat nou aan die gang is. En dan, dit is nou die 2 skole wat ons vir nou het. Hulle kan vir my bel vir dit. Gee gou vir ons die nommer. Ja, natuurlik, 081-879-5878. Okay, 081-879-5878. 879-5878. 5878 879 5878. Daar het ons hom. Baie dankie dat jy by ons was, Kobus. Dit was Kobus van Wyk, wie ek dink sy lewensverhaal 'n bietjie meer op en af het as myne. Dankie dat jy by ons was, Kobus. Daarmee die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, jy kan elke maandag tot donderdag aand om 8uur op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 is ook oneup2.com jou Klets Kompas kry. Maar tot môre van my, Irene Marie van der Walt en die Klets Kompas span, is dit mooi bly.